Hi, ek is Rudy Young, pastoor van Lig en Liewe Sentrum. Baie dankie dat jy ons audio boodskappe kom luister het. Mag die Here jou ryklik seën. Geniet dit saam met ons. God is good. And all the time. Draai gaan na die persoon langs jou, dan sê vir hom, Hosanna. Draai na die ander persoon aan die ander kant van jou en sê vir hom, prys die Here. En dan draai na die persoon voor jou en sê, Hosanna, prys die Here. Wie van julle het al karsleutels verloor? Of for that matter, enige sleutel? Wie van julle het al julle selfoon op 'n plek gesit en dan dink jy by jouself, waar het ek hom neergesit? En jy kry vir almal rondom jou om gou vinnig te bel en te probeer uitvind waar lê jou foon. Ek het iemand wat ek ken wat in Dubai was en hy vergeet hoe sy selfoon op die trein. En 2 ure later kom hy agter, maar hy het nie met sy foon by hom nie, toe hy nou foto's wil neem van 'n sekere plek waar hy kom. En hy gaan terug na die trein wat hy gery het. En presies waar hy gesit het, lê sy selfoon. It's amazing. Soms verloor ons goeders, soms raak dit weg, soms kry ons dit weer. En ek in hierdie voorbereiding vir vandag se boodskap het ek 'n klomp titels gehad vir hierdie boodskap, klomp titels vir hierdie dag. En die een wat by my gestiek het was, Are you missing Jesus? Van ons het 'n dag aangeneem, ons het 'n dag, op 'n dag het ons harte vir die Here gegee. Ons het gesê, we're going to surrender our hearts before Him and we're going to choose Him to be our King. We're going to choose Him to be our Savior. Maar ergens down the line het ons Jesus ergens geparkeer. Ons het vir Jesus gesê, Jesus, kom ons sit hierso en jy het opgestaan en weggeloop sonder dat jy vir Jesus saamnooi om saam met jou te stap. En ons draai later in ons lewe om en dan kyk ons en dan besef ons we're missing the most important person in our lives. Sometimes we just realize that we're missing Jesus. En so baie mense hardloop na dinge toe, hulle hardloop na besittings toe, hulle hardloop na drank, dwelms, klomp dinge, entertainment. Op soeke na dit wat hulle verloor het in hulle lewe, sonder dat hulle bewus is dat hulle Jesus in hulle lewe kort. En ek wil vanmôre met hierdie gehoor praat vanmôre, want julle is hier. En dan die ouens wat later online gaan kyk. Maar ek wil hê dat ons vanmôre hier moet besef dat, en ons moet onsself die vraag afvra, am I missing Jesus? Jy sien, ons kan in die kerk sit en nog steeds vir Jesus mis. Ons kan nog steeds praat van Jesus en hom nog steeds mis. Ons kan Bybel lees en Jesus mis. En op hierdie Sondag, 'n week voor Paasnaweek, het hierdie Sondag soveel significance, soveel krag, dat in daardie tyd, toe die Israeliete op hierdie Palm Sunday, op hierdie Sondag voor Paasnaweek, het die volk bymekaar gekom en hulle het die lam gekies wat hulle sou offer op Paasnaweek. Wat hulle sou offer vir as die Paasoffer. Hulle het op hierdie Sondag, nou ek wil hê met dink gou by jouself, sit jouself in hierdie prentjie van vandag kom die Here Jerusalem bymekaar
die hele volk van Israel, soos wat ons vandag hierso sit, het hulle bymekaar gekom om die lam wat hulle sou offer op die Sondag wat kom, het hulle vandag die lam na die priester toe gebring en gesê, deursoek hierdie lam om te kyk, is hy reg, is hy vlekkeloos, is hy sonder gebrek. En Jesus en sy disippels is in Bethany en hulle kuier by Lazarus en net so 'n paar stories vorentoe, is dit juist die Lazarus wat Jesus uit die dood uit opgewek het. En dis die eerste ou wat ons dan nou van lees waar hier, of wel nie waarvan ons lees nie, maar die eerste ou wat hierdie groot impak gehad het, waar Jesus, 'n ou wat 4 dae dood is, by 'n graf gaan staan en sê, Lazarus, kom uit. En die ouens hoor daar binne in hierdie graf is daar 'n beweging. En ek kan net in my geestesoog dink, wat het deur daai ouens se kop gegaan, toe Lazarus met sy toegebinde doeke daar begin uitkom, en hy voor hulle staan, en Jesus sê vir hulle, maak hom los. En hier staan Lazarus, perdfris en gesond. Hy stink nie meer nie. Want dit was die rede hoekom Martha gesê het, Here, los die graf toe, hy stink al. Ek wil vandag vir jou sê, of jy geestelik stink of nie, die Here kan jou lewe verander, en hy kan weer lewe in jou inblaas. En Jesus kom in Bethany en hy kuier by Lazarus en Maria en Martha en so sê hy vir sy disippels, kom ons gaan Jerusalem toe. En ons gaan nou die storie so 'n bietjie lees, maar ek wil net so 'n bietjie agtergrond skets. Die ouens sê dat in hierdie tyd was daar omtrent so 500,000 plus mense wat bymekaar gekom het in Jerusalem. Dis baie mense. Dink gou 'n bietjie by jouself, jy was oor hierdie naweek miskien by sportvelde en daar was miskien was daar 5,000 mense. En jy het gedink, wow, dis baie mense. Jy was miskien by die Passion event gewees, by die DHL stadion waar 30,000 plus mense bymekaar gekom het, en ons almal het gesê, wow, hier's baie mense. In Jerusalem, 'n stad met beperkte spasie, kom oor die 500,000 mense bymekaar. Dit is 'n gedrom. Dit is 'n gesuis, dit is 'n beweging. Daar's commotion, daar's geraas. En hier kom Jesus aangestap, en ek wil hê met jou Bybel oopmaak in Matteus 21, en ons gaan die storie lees in Matteus. Nou Matteus, Markus, Lukas en Johannes praat oor hierdie storie waar Jesus inbeweeg in Jerusalem in. En die opskrif van hierdie gedeelte is die triomfanklike intog van Jesus, of die triumphant, nou het ek weer verkeerde plek opmaak, ek sal weer in Efesiërs, lyk my ek wil die wapenrusting chat, the triumphant entry, en ek wil vandag vir jou sê, as Jesus in jou lewe inbeweeg, dan is daar oorwinning. As Jesus in jou lewe inbeweeg, as jy gaan toelaat dat Jesus in jou lewe inbeweeg, dan gaan jy die oorwinning ervaar. Want hy sê, Paulus sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. En dit is vir my fenomenaal. Ons gebruik daai gedeelte time and time again om mense te motiveer en sê, jy is tot alles in staat. Maar ons stop baie keer daar. Jy is nie tot alles in staat nie. Jy is tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee. Jy kan nie maak en breek soos wat jy wil nie. Jesus gee vir jou die krag vir die spesifieke taak wat voor jou lê. So daarom is dit belangrik dat Jesus Christus moet deel wees van ons lewe. En ons stel die storie op in Matteus 21 vers 1. Waar Jesus bymekaar kom, nou net voor dit het Jesus wonderwerke gedoen, hy het met sy disippels gepraat oor 'n klomp stories, daar was 'n baie klomp goed wat gebeur het voor hierdie intog, maar op hierdie spesifieke dag, die dag wat die Israeliete die lammers kies, om te offer by Paasnaweek, kom Jesus, die lam van God, en hy kom in Jerusalem in. In vers 1 sê, as Jesus and his disciples approached Jerusalem, they came to the town of
Bethphage, on the Mount of Olives, Jesus sent 2 of them on ahead. Go into the village over there, he said. As soon as you enter it, you will see a donkey tied there with its colt beside it. Untie them and bring them to me. If anyone asks you what you are doing, just say, the Lord needs them, and he will immediately let you take them. This took place to fulfill the prophecy that said, tell the people of Jerusalem, look, your king is coming to you. He is humble, riding on a donkey, riding on a donkey's colt. The 2 disciples did as Jesus commanded. They brought the donkey and the colt to him and threw their garments over the colt. And he sat on it. Most of the crowd spread their garments on the road ahead of him, and others cut branches from the trees and spread them on the road. Vers 9. Jesus was in the center of the procession, and the people all around him were shouting. Gaan we gou hier so stop. Dis belangrik dat Jesus die senter van jou lewe moet wees. Jesus kan nie aan die kant van jou lewe wees nie, hy kan nie agter jou lewe wees nie, hy kan nie onder jou lewe wees nie, hy kan nie bo, hy moet in die middel van jou lewe wees. He must be the center. Sing ons nie tog hy liedjie, Jesus, be the center of my life. En Jesus Christus moet die center van jou lewe wees. Hy moet die center van jou besluite wees. Hy moet die center wees van hoe jy optree. En dit moet ons go-to wees. Dit moet ons dryf wees in die lewe, dat Jesus Christus moet die center wees. Ons almal kry dit nog nie reg nie. Ons hou daarvan om center of attention te wees. Nee, Jesus, he must be the center of the attention. So Jesus was in the center of the procession, and the people all around him were shouting, praise God for the Son of David. 'n ander vertaling, die New King James Version sal sê, Hosanna for the Son of David. Blessings on the one who comes in the name of the Lord. Praise God in the highest heaven. Die ander vertaling sê, Hosanna in the highest. The entire city of Jerusalem was in an uproar as he entered. Who is this? They asked. And the crowd replied, it's Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. Tot sover. Wat vir my uitstaan van hierdie gedeelte en waarop ek vanmôre wil fokus is, are you missing Jesus? Nou ek wil hê jy moet saam met my op 'n journey gaan. Ek wil hê jy moet saam met my nou op hierdie prentjie kyk. Jesus is buite Jerusalem en elke dorp en stad het 'n muur gehad reg rondom en jy moes by 'n sekere poort ingaan om by die stad in te gaan. En Jesus en sy disippels en al hierdie mense wat hom volg saam met Jesus, en Jesus ry op 'n donkie. En hierdie Israeliete is besig om te skree, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest, Hosanna for the Son of David, Hosanna for our King. En hulle skree uit, Hosanna. Nou Hosanna in die Hebreëus beteken dat is al 'n dubbeldoelige woord. In die eerste plek beteken dit praise him. En in die tweede plek is amper net soos hallelujah. En in die tweede plek sê hy, save us, red ons. So in dieselfde asem wat hulle uitroep, Hosanna, skree hulle uit, prys hom. Hulle maak sy naam groot. Maar in dieselfde moment sê hulle, red ons. Prys die Here, red ons. Prys die Here, red ons. En so skree hulle, prys die Here, red ons, maar hulle motiewe in hulle harte is nie op die plek waar dit moet wees nie. Op daardie oomblik het Israeliete almal gewag vir die Messias, want hy sou die ridder op die perd gewees het, hy sou die koning van alle konings wees, hy sou die een wees wat op die troon kom sit van Dawid, en hy sou die een wees wat hulle verlos van die Romeine op daai oomblik. En hulle het 'n fisiese koning gesoek. 'n fisiese koning. Maar Jesus kom nie op 'n oorlogsperd by hulle aan nie. Hy kom op 'n donkie. A humble experience. En dit laat my dan dink aan Maria,
toe sy swanger was met Jesus, reis sy met 'n donkie op pad na Bethlehem toe. En so kom Jesus en hy stap en hy kom in Jerusalem in op 'n donkie. Maar nie net enige donkie nie. 'n Donkie wat nog nooit gery is deur enige iemand nie. 'n Donkie, die Engelse woord sê 'n colt. Dis die babatjie van die donkie. En hierdie twee donkies staan daarso by daai waar hulle ook al vasgemaak is in die dorp. En hier kom hierdie twee disippels en hulle maak die donkies los. Ek weet nie van julle nie, maar ek sou 'n bietjie ongemaklik gewees het. So ek wil vanmôre met jou praat oor 3 maniere hoe ons Jesus Christus baie keer mis. En ek glo dat dit 'n bietjie sal ons bring op 'n plek waar ons vandag, veral vir hierdie week wat voor lê, en ek wil jou uitnooi, moenie hierdie week net sien as net nog 'n week nie. Hierdie week is werklik 'n holy week. Hierdie week wat voor lê is werklik 'n week waar ons onsself voorberei vir Paasnaweek, vir dit wat Jesus kom doen het. So, are you missing Jesus? So, kom ons kyk gou, hoe mis ons baie keer Jesus? En die eerste plek hoe ons Jesus baie keer mis, is deur die opdragte wat hy vir my en vir jou gee. Hier kom hierdie twee disippels en Jesus sê in vers 2, go into the village over there. As soon as you enter it, you will see a donkey tied there, with its colt beside it. Untie them and bring them to me. Untie them and bring them to me. If anyone asks you what you're doing, just say the Lord needs them. The Lord needs them. Nou ouens, ek en jy kan nie vandag by Checkers instap en 'n klomp brode van die rak afhaal en sê the Lord needs them. Ons gaan 'n fees hou nie. Want Jesus het nie weer daai opdrag gegee nie. Jesus gee vir hierdie twee disippels, en ons weet nie wie die twee was nie, maar Jesus gee vir hierdie twee disippels die opdrag, gaan, haal hierdie donkies vir my. En as iemand vir hulle vra, hoekom maak julle hulle los? Dan sê hulle net vir hulle, die Here het hulle nodig. That's authority. The Lord needs them. En ek dink is in Lukas of in Markus sê hy, the Lord needs them and he will bring them back to you. Jesus steel nie. Want my kop het gehardloop toe ek hierdie eerste gedeelte lees in Matteus, dink ek myself, Here, gaan jy nou vir my sê ek moet gaan steel? Ek sal so uit my comfort zone uit wees. En toe ek al hierdie stories bymekaar deurlees, toe kom ek agter my, Jesus steel nie. Jesus het net nodig gehad dat hy die donkies vir 'n oomblik leen en hy gee vir hulle die gemoedsrus. Hey, ek bring hulle weer terug. En ek glo daai donkies was gebless toe hulle terugkom. Right. Maar Jesus gee vir die disippels die opdrag en ek en jy kan dalk anders te optree in hierdie oomblik. En ek wil vir jou sê, daar's twee kante van die donkie. Daar's twee kante van die donkie. Die eerste kant is, die disippels moes doen wat Jesus sê, hulle moes doen. Hoeveel keer het die Here nie vir my en vir jou al opdragte gegee, wat ons 'n bietjie buite ons comfort zone was, en ons eintlik nie gedoen het wat die Here wil hê ons moet doen nie. Ek is die eerste een wat my hand sal opsteek en sal sê, ja, ek het al 'n paar keer waar ek gehoor het die Here sê ek moet sekere goeders doen, en dan is ek so uit my comfort zone uit, so uit my vel uit, want Here, dis moeilik hier hierdie. En dan delay ek. Delayed obedience is still disobedience. Dink gou 'n bietjie by jouself, net in ons storie van vandag. As daai disippels nou eers nog 'n tyd lank gevat het, kom ons sê hulle het nou vir 'n week lank gestoei. Moet ek hierdie donkie gaan haal of nie? Dan was dit te laat. Jesus moes op hierdie dag by Jerusalem ingaan. It was time sensitive. En baie keer gee die Here vir my en vir jou 'n opdrag which is time sensitive. And we need to react. We need to act. We need to do what God tells us to do. So aan die een kant moes die disippels luister. Aan die ander kant van die donkie was die eienaar. Die een storie wat geskryf word in die evangelie sê, dat dat mense gestaan en hulle, dit was sommer random ouens volgens daai skrywers, wat gesê het, hey, hoekom maak julle daai donkies los? Hulle het seker geweet dit is Pietie se donkies. Hoekom vat julle Pietie se donkies?
Sy vrou gaan julle afslag. Sy het hy donkie groot gemaak. Hoekom vat julle hom? In my kop, as iemand vir my sou vra, en ek is besig om hierdie donkie los te maak, wat doen ons? Ons gaan hom nou net terugbring, maar wat doen ons? Hierdie is so weird. En jy maak die donkie los, en hier kom iemand en hy vra vir jou, wat doen julle? Waarmee is jy besig? En jy gee so een sluk, en al wat jy onthou is, die Here het gesê, just reply. Sê net, sê die waarheid, die Here het die donkie nodig. En die Bybel sê vir my so mooi, and he will let you go immediately. Aan die ander kant van die donkie, as God vir jou 'n opdrag gegee het, gaan hy aan die ander kant van die donkie, die ou se hart voorberei. En hierdie is waar die vyand vir my en vir jou baie keer keer om te doen dit wat die Here wil hê ons moet doen. Hy keer ons met die volgende gedagte, wat gaan ander mense sê? Hoe gaan die ander ou reageer? Wat gaan daai ou doen? Hierdie disippels kon gestap en gedink het, wat gaan die mense van ons sê? Ons kom nou hier in Jerusalem, dis nie ons blyplek nie, so ons ken mense hier en daar, en ons sal miskien 'n bekende gesiggie sien, maar ons weet nie wie se donkies hierdie is nie, maar ons gaan hulle vat, want Jesus gesê ons moet hulle kom haal. En dan het Jesus gesê, sê net vir hulle die Here het hulle nodig. So okay, let's do it. Die Here het hulle nodig? Hoe sou jy geantwoord het? En die Here sê, en hulle sal julle toelaat om die donkie te vat. Ek wil vandag vir jou gemoedsrus gee. Die Here is klaar besig om daai man, daai vrou, daai mense met wie jy moet praat. Die Here is klaar besig om hulle harte voor te berei. Die Here is klaar besig om hulle harte voor te berei. Die Here is klaar besig om die paaie gelyk te maak. Al wat hy soek is jou en my en jou gehoorsaamheid om te gaan. Die eerste ding hoe ons die Here baie keer mis, is in die opdragte wat hy vir ons gee. Die tweede ding hoe ons die Here baie keer mis, is in die omgewing waar Jesus opdaag. Kom ons vat vanoggend. Vanoggend was daar 'n stir in die atmosfeer van dit wat die Here wil doen. En ek en jy kan nie altyd sien wat gebeur in mense se harte nie. Ons kan nie altyd besef wat gebeur wanneer iemand miskien stil staan voor die Here en die Here is besig om met daai persoon te werk. 'n Ander persoon sal miskien huil of lag of daar sal 'n uiterlike manifestasie wees van wat die Heilige Gees mee besig is. En ons mis baie keer die Here in daai oomblik want ons is nie gefokus op hom nie. Hoeveel kere het ons nie al die Here gemis? Want ons raak spectators in plaas van partakers. Ons raak 'n toeskouer in plaas van 'n speler op die veld. En ek wil vandag vir jou sê, moenie laat iets jou agterhou nie. Moenie laat iets jou weerstaan nie. Moenie laat iets jou teen jou staan nie. Ek het vanoggend net gevoel ek gaan agter die dromme uitklim en ek wil hier op die vloer kom lê. Maar ek kan jou garandeer, meeste van die musikante het miskien dieselfde gevoel, maar het miskien gevoel ek kan nie. Ek moet nou eers hierdie duty doen. Ek wil vandag vir jou sê, moenie laat 'n stoel jou keer nie. Moenie laat jou klere jou keer nie. Ja pastoor, jy moet dan verstaan, dis kerk en ek het my beste aangetrek. Ek gaan nie lê op hierdie grond nie, net nou krekel my hemp. Weet julle wat is die ergste ding? Jy stryk 'n hemp, jy trek hom aan, dan gaan sit jy op die bed en jy maak jou skoene vas en jy opstaan as jou hemp gekrekel. Maar dan kom ons in die kerk, ons is bereid om al die krekels by die huis te loop, maar dan kom ons in die kerk en dan sê ons, nee, ek gaan nou nie op die mat lê nie, die matte word gestofsuig elke week. Die vloer word gemop elke week. Het gaan oor die hart. In die oomblik waar God is, moet ons baie keer uit ons comfort zone uitklim en op ons knieë gaan. Baie keer moet ons uit ons comfort zone uitklim en opstaan van ons stoele en ons hande in die lug opsteek. Moenie Jesus mis in die oomblik nie.
Moenie Jesus mis in die oomblik nie, want Jesus kom op 'n donkie aangery in Jerusalem en die mense waai palmtakke na hom toe as 'n teken van hy is die koning, want dit is wat hulle in daai tyd gedoen het. As die konings nader kom, het hulle die palmtakke uitgehaal en hulle het gedemonstreer dat die koning is hier. In daai tyd het die ouens op donkies gery. Donkie was 'n right animal. Dit was 'n right dier. Dit was nou nie vir die Romeine 'n nice dier, maar vir die Jode, dit was 'n right, dit was 'n goeie dier. En Jesus kom op 'n donkie ingery. En terwyl die priesters en die mense in die tempel is besig om lammers te kies, is Jesus by die tempel en hulle mis Jesus. Wat vir my amazing is, Jesus kom in Jerusalem ingery. Hy kom by die tempel en die eerste ding wat hy doen by die tempel is hy gooi al die mense se tafels om. Hy gooi tafels om en hy jaag die mense daar uit. Hoekom? Hy sê, because you've made my father's house a house of thieves. My father's house should be in a house of prayer. Maar nou kom doen julle besigheid hier in my huis. Julle moet hier wees vir geestelike goed. En Jesus staan in die tempel, mense kom in die tempel in, en hy genees 'n klomp mense. En die priesters, wat elke dag rondom die woord van God sit, mis die Messias. Hoeveel keer het ons nie al in hierdie kerkgebou kom sit, in God se teenwoordigheid, en ons mis hom nie? Hoeveel keer het ons nie al hier kom staan, en ons hande in die lug opgesteek, en gesê, Lord, I'm going to worship you, I'm going to praise you, I'm going to love you, en dan mis ons hom, want ons worship ons aanbid die worship song. Want hierdie liedjie is so mooi, hierdie liedjie is so amazing, die musiek is so great, but we're missing God in the worship, because we're not worshiping the God of worship. Ek hoop julle hoor wat ek sê. Die musiek wat ons speel is amazing en is nice en die woorde is mooi geskryf en alles, maar daar's so baie mense wat die worship. But we need to worship God. Asseblief, sing vals. Asseblief, tune jou gitaar uit. Miskien moet jy net jou gitaar intune, dat ons almal net kan saam. Maar julle hoor wat ek sê. Ouens, ek maak baie foute agter daai dromme. Maar ek het 'n saak. Ek speel nie vir die sang nie, ek speel vir God. Ja, ek moet beter raak in my dromme. Dankie Godwin vir jou voet. Hy kry my weer in ritme. Maar come on, ons is so gefokus op die worship, dat ons die een mis wie ons moet worship. Ek hoop julle hoor wat die Gees van die Here vandag vir ons wil sê. Moenie in die kerk kom sit en God mis nie. Hy's hier. Moenie wanneer ons rondom die woord sit, net hoor hoe my stem oor jou ore gaan nie. Maar hoor wat sê God vandag vir jou. Want God praat vandag met my, anderste, as wat hy vandag met jou praat, met dieselfde woord. Want ons almal gaan hier uitstap en ek gaan hoor, I need to get my act together. Jy gaan miskien hoor, jy moet begin meer bid. Die ander ou langs jou gaan hoor, ek gaan my fokus moet verander, ek worship nie reg nie. Die ander ou gaan hier sit en sê, ek moet 'n beter werker by die werk wees. Elkeen van ons hoor iets anders. Hoekom? Want God weet waar hy met jou moet werk. Moenie God mis nie. En God is nie net in hierdie kerk nie. Dank die Here vir Sondae wat ons in sy teenwoordigheid kan kom sit. Dank die Here dat ons hier kan wees en hom kan experience, dat ons nie in 'n dooie kerk is nie. Amen.
Ons is lig en lewe. Daar moet lig wees en daar moet lewe wees. Alright. Ons is bly en ons is excited dat die Here ons bless met sy teenwoordigheid. Maar ek kan vir julle garantie, as ons nie ons harte gaan in tune kry met die Here nie, as ons hier gaan inkom met ons eie belangstelling, ons eie vooropgestelde idee, dan gaan daar tye miskien kom waar die Here nie gaan opdaag nie. Because we're not worshiping Him. Maar ek kan vandag vir julle sê, as worship team en as ministry team, is ons heeltyd besig om ons harte voor te berei vir dit waarmee God besig is. Ek weet die Here gaan beweeg. Ek weet die Here gaan elke Sondag opdaag. Hoekom? Want daar's manne en vroue wat bid. Daar's manne en vroue wat die aangesig van die Here soek. En ek wil vandag vir jou sê, join ons. Join ons. Moenie Jesus mis in die omgewing waar ons is nie. Hy is die lam van God en die mense roep uit, Jesus, die seun van Dawid. Maar hulle motiewe is verkeerd. Hulle woorde is miskien reg, want hy is die koning. Hulle sê die regte goed, maar hulle motief is verkeerd, want hulle wil hê hy moet 'n aardse koning wees. In plaas daarvan om te hoor wat sê God, dat hy is hy is die koninkryk, die ewigheid se koning. Hy is die ewige lewe se koning. Hy's nie net 'n koning vir daar en vir nou nie. Hy's 'n koning vir altyd. Amen. En hierdie mense se motiewe is verkeerd. Wat is ons motiewe? As ons motiewe nie reg is nie, gaan ons Jesus mis. Sê vir een langs jou motiewe moet reg wees. Jou motiewe moet reg wees. Hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom getuig ons met ander mense? Hoekom praat ons oor die goedheid van Jesus met ander mense? Ek wil vandag vir jou sê, as jou motief is om te praat oor Jesus met ander mense, of om die evangelie te verkondig met ander mense, want jy wil gesien word, of jy wil dan lyk asof jy nice is, en it's all about you, you're missing the point. Want om die evangelie met iemand anders te deel, is die hartklop om hulle voor te stel aan Jesus Christus. So come on, wat is ons motiewe in ons lewe? Hoekom mis ons so baie keer die Here in ons lewe? Ek wil dit so stel. In hierdie groot groep mense wat daar was, daar is duisende mense wat in Jerusalem in mekaar kom, met een doel voor oë, om te offer. Om volgens die wet, wat deur Moses daar gestel is, te kom offer. Want dit is wat God wil hê. Hulle kom met die regte motiewe en hulle kom met die regte hartklop. En tog is daar mense wat in die tempel staan en vra, wie is hierdie wat op die donkie ry? Daar sit miskien nou iemand langs jou wat wonder, wie is Jesus? Daar sit miskien iemand agter jou wat wonder, wie is Jesus? En my vraag dan aan my en jou is, wie is Jesus vir jou? Wie is Jesus vir jou? Kan jy by die huis sit wanneer jy alleen is en met Jesus praat en jou hart met jou hart oopmaak voor hom en sê, Here, U is my God. U is my koning. En ek het U baie lief. Of is Jesus net die een wat jy aanbid wanneer jy kerk toe kom? By die huis weet ons nie van Jesus nie. Maar ons gaan maar kerk toe, want ons het as in 'n Christenhuis groot geword, en pappa en mamma het eers vir ons vertel van Jesus. Ons was after all daarom in die sonnaskool. Ek het die voorreg gehad om die week by 'n conference te wees, wat gaan oor die mission field, wat gaan oor ouens wat uitgaan in die wêreld en so aan, en hulle die ouens het nou 'n klomp statistieke daar gegee. En hierdie een ou kom en hy vertel dat hulle gaan as 'n span uit en hulle praat met hierdie een girl en hierdie Suid-Afrikaanse meisie het nog nooit die naam van Jesus gehoor nie.
Ek is soos, ekskuus. Het hy nou net gesê, Suid-Afrikaanse meisie? Ek kan amper nie glo, dat daar enige Suid-Afrikaanse mens is, wat nog nie die naam van Jesus gehoor het nie. Dan sê dit iets van ons as kerk. Nie ons kerk. Kerk. Dit sê iets van die liggaam van Christus, dat we need to get our act together. Ons moet begin beweeg. Ons moet begin vertel. Dat ons vergeet, dat daar is 'n getuienis, en dit is die derde punt wat ek vanmôre vir jou wil bring, is dat ek en jy vergeet dat ons het 'n getuienis. Ons vergeet dat ons het 'n getuienis, en so mis ons vir Jesus. Want Jesus orchestrate dat daar mense oor ons pad moet kom, wat nog nie die goeie nuus van Jesus Christus ontvang het nie. En Jesus bewerkstellig 'n beweging. En iemand kom oor jou pad, en al wat hulle kry by jou, is negativiteit, mounery, en hoor hoe moeilik die lewe is. In plaas daarvan, dat ons wakker is, om te sien waarmee God besig is, dat hy het georchestrate, dat hierdie mens oor jou pad moet kom, en dat jy die evangelie met hom kan verkondig, en kan sê, weet jy, ek ervaar in my binneste, die Here wil net vandag vir jou sê, hy is lief vir jou. In verlede jaar, breek ons kar, en ek het hierdie storie al vertel, en hy staan daar in Tygervallei se parkeerarea. En ek moet die trokkie kry om die kar te kom haal. En hulle laai daai kar op die trokkie. En ek klim saam met die drywer voor in die trokkie. En die hele tyd wat ons op die N1 is, brand dit. Ek praat nie van, ek het net 'n gevoelietjie nie. Brand dit in my binneste, om vir hierdie drywer te sê, weet jy, ek wil net vir jou sê, die Here het jou lief. Al. En ek stoei met my, en hy chat met my, so 'n vriendelike ou gewees. Kan nie lekker onthou wat sy naam is nie. Maar ons chat, en ons gaan aan, maar heeltyd hier in my binneste, is daar hierdie oorlog, van sê net vir hom, ek het hom lief. En ek soos, Here, ons moet timing hê. It's all about timing. Hoe wil jy timing hê? Jy sit in 'n trokkie. Jy ry 80 km/h op die N1. Jy het 'n hele uur. En toe ons so daar by Engine One Stop verby is, ek wil net vandag vir jou sê, ek weet nie of jy Jesus vertrou of Jesus ken of wat ook al, maar ek wil net vandag vir jou sê, trokkie drywer, kan nie onthou wat sy naam is nie. Ek wil net vir jou sê, Jesus het jou lief. Yes, en hy kyk my so, hy sê, man, thank you. Thank you. I needed to hear that. En ek sê vir hom, nou ken jy vir Jesus? Hy sê, ja, ek het hierdie amazing belewenis met Jesus gehad so 'n paar jaar terug. Ek moes 'n dokter se kar gaan optel by 'n hospitaal. Want toe hy nagskof klaar gewerk het, en hy by sy kar kom, en hy start sy kar, toe wil sy kar nie start nie. Toe gaan haal ek hom, en toe gaan vat ek hom na huis toe. En in hierdie trokkie het hierdie dokter vir my vertel van Jesus, en ek was uit die veld uit geslaan, want hoe kan 'n dokter vertrou op Jesus? Want dit maak nie sin nie. Hoe kan 'n dokter, 'n ou wat mense moet gesond maak, sê dat Jesus is die een wat mense gesond maak? En hy het hierdie amazing storie gehad van hoe hierdie dokter hom na die Here toe gelei het. Maar in sy besig word het hy so bietjie verkoud, het hy so bietjie gemis dat die Here het hom lief. En hy op daai spesifieke dag wou net weer hoor dat Jesus hom lief. 2 minute. Verder het ek en hy gepraat oor duitjies en daadjies. 2 minute, net bevestig, Jesus het jou lief. En het hom in die hart getref. Ek wil vandag vir iemand hierso sê, Jesus het jou lief. Ek wil vandag vir jou sê, dit is nie so moeilik nie. Daai baas met wie jy werk, wat Jesus so nodig het, sê net vir hom, hey, ek wil net vandag vir jou sê, Jesus het jou lief.
Jesus moet die fokuspunt wees. Ons het 'n getuienis. En hier stap hierdie mense. En meer mense kom by mekaar om vir Jesus te sien. Hoekom? Omdat daar 'n getuienis was dat hierdie man het iemand uit die doodheid laat opstaan. As gevolg van 'n getuienis het daar 'n klomp mense by Jesus by mekaar gekom. En ons mis baie keer die getuienis. Luister wat sê Johannes 12 vers 19. Hy sê, then the Pharisees say to each other, there's nothing we can do. Look, everyone has gone after him. Some Greeks who had come to Jerusalem for the Passover celebration paid a visit to Philip, who was from Bethsaida in Galilee. They said, Sir, we want to meet Jesus. Philip told Andrew about it and they went together to ask Jesus. Jesus replied, nou onthou, hierdie is nie Jode nie. Hierdie is ouens buite die Joodse geloof. Hierdie is heidene. En hulle kom na Jesus toe. En Jesus replied, now the time has come for the Son of Man to enter into his glory. I tell you the truth, unless a kernel of wheat is planted in the soil and dies, it remains alone. But its death will produce many new kernels, a plentiful harvest of new lives. Hoor wat sê die Passion Translation. But the Pharisees were disturbed by this. Hierdie rede hoekom al hierdie mense nou na Jesus toe gegaan het. They were disturbed by this and said to each other, we won't be able to stop this. The whole world is going to run after him. Profeties verklaar hulle dat die hele wêreld agter Jesus sal aanhardloop. En hulle begin in hulle harte a plot to kill him. En nou begin hulle ernstig kom. Hoekom? Want die mense hardloop nou nie meer na die priesters toe nie. Hulle hardloop nou na Jesus toe. Jesus is besig om die priesters se identiteit skade te doen. Hy's besig om hulle status skade aan te doen. Die mense hardloop nie meer na hulle toe nie. Die mense hardloop na Jesus toe en hulle ontvang vir Jesus en hulle smag na Jesus en van die mense begin bewus word van wie Jesus is. Jesus is die koning. Jesus is die Heer. Jesus is die seun van Dawid, die een wat op die troon gaan sit. En hulle maak hom groot. En die priesters hou niks daarvan nie. En hulle begin in hulle harte 'n komplot beraam om Jesus dood te maak. Daar's soveel dinge wat die vyand in jou lewe wil doodmaak, want jy is besig om op te staan vir Jesus. Moenie toelaat dat die vyand jou begin doodmaak nie. Moenie laat die vyand jou stem begin stil maak nie. Moenie begin agteroor sit en bang raak vir die aanslagte van die vyand nie, maar staan op in die naam van Jesus Christus en beweeg vorentoe, beweeg na Jesus toe. Ek gaan terug na Matteus toe wat sê that Jesus was in the middle of the procession. Jesus het nie een kant gestaan en die crowd om hom gekry nie. Jesus het beweeg en die crowd was om hom en hulle het saam met hom beweeg. Dis die punchline wat ons baie keer mis, is dat ek en jy moet saam met Jesus beweeg, nie stil staan nie. We need to move with him and not stand still. So baie mense hardloop agter Jesus aan sodat hy net vir hulle kan gee wat hulle wil hê. Hoe baie mense hardloop vandag agter Jesus aan, want ek wil Jesus gebruik vir my gewin. Hierdie fariseërs doen godsdiens vir hulle eie gewin, maar daar's mense wat al honger het, daar's mense wat 'n dors het, om 'n ontmoeting met Jesus te hê, sodat hulle vir Jesus kan hê. Nie vir wat hulle daaruit kan kry nie. Jare terug was ek deel van die beheerliggaam by 'n skool. En dan doen ons onderhoude vir nuwe personeellede.
En dan vra ons vir daai jong ouens wat nou net uit die universiteit uitkom, hoekom wil jy 'n onderwyser word? Dan sê baie van hulle, ons wil met kinders werk, en dan net die stelling daarna is, 4 vakansies, 'n salaris, pensioen en medies. Dink gou, hoekom het baie mense in al die jare wil hulle vir die staat werk? Vir die voordele daarvan. Hoekom dien jy Jesus? Vir die voordele daarvan? Of dien jy Jesus want hy is God? Dit is net so 'n mindset shift wat ons baie keer moet maak. Hoekom dien ek Jesus? Ek as 'n pastoor vra myself die vraag af, hoekom dien ek Jesus? Sodat ek 'n job kan hê? Verseker nie. Sodat ek 'n salaris kan kry? Verseker nie. Ek dien die Here omdat hy my gered het. Want in hierdie pastoorskind, hierdie PK, die ou wat in die pastorie groot geword het, die ou wat geslaap het onder die banke, die ou wat in hierdie kerk groot geword het, was daar ook 'n dag in my lewe waar ek moes sê, ek is verlore sonder Jesus, en ek wil Jesus aanneem as my verlosser en my saligmaker. Maak nie saak of jy groot geword het in 'n Christenhuis nie. Jy moet 'n besluit maak om Jesus te dien. Hoekom? Want hy is God. Hoekom dien ons Jesus? Want ek wil hemel toe gaan. Verkeerde motief. Verkeerde motief. Jy moenie Jesus gebruik as 'n kaartjie om by die toegang in te gaan nie. Ek weet, ek maak nou ouens se koppe 'n bietjie laat dink. Maar hoekom dien ons Jesus? Jesus het aan die kruis gesterwe vir my en vir jou. Hy het vir ons die ewige lewe gegee. En hy gee vir my en vir jou vandag die geleentheid om saam met hom te stap. Jesus stap nie saam met die crowd nie. Die crowd stap saam met Jesus. Daar's 'n groot verskil. Oral waar Jesus beweeg het die crowd hom gevolg. Soveel so, Jesus klim in 'n bootjie en hy vaar oor na die ander kant toe. En toe hy aan die ander kant kom, toe kom die crowd saam. Hoekom volg jy Jesus? Wat is jou getuienis? En soos ek laas in 'n vorige boodskap gesê het, jy hoef nie 'n getuienis te hê van die Here het jou gered van drugs en alkohol en weet al die bad stuff nie. As jy nie Jesus in jou lewe het nie, as jy 'n sondaar, is jy op pad hel toe. Punt. Jy kan al die Here vir 20, 30, 40, 60, 100 jaar dien en hom nog steeds mis. Hoe weet ek dit? Wel, die Bybel sê vir my, daar gaan baie mense wees wat al demone uitgedryf het en die koninkryk mis. Daar gaan ouens wees wat in die naam van Jesus opgetree het en wonderwerke het plaasgevind en nog steeds Jesus mis. Hoekom? Because they never had a relationship with Jesus. Here, help ons om ons relationship reg te kry. En dis waarvan Yuri nou gepraat het, om in 'n verhouding te wees met hom, om te bid, om Bybel te lees, om tyd saam met hom te spandeer. En ek dink ons almal wat vanoggend hier is, kan 'n bietjie step up in daai area. Kan step up om ons verhouding met Jesus reg te hê. Nie vir die perks van Christendom nie. Want weet jy wat is die perk van Christendom? Die Bybel sê, as jy my volg, gaan jy 1 miljoen rand kry. Sê die Bybel dit? Nee. Hy sê, jy gaan vervolg word. Jy gaan gepersecute word. Jy gaan doodgemaak word. So wie wil Jesus volg vir die perks?
Hy is 'n moeilike ene. Paulus sê dit so mooi. Om te sterf is vir my 'n wins. Om te sterf is vir my 'n wins. Hoekom? Want as ek nou doodgaan, is ek by Jesus. Maar dan sê Paulus, dis voordelig vir julle dat ek nog 'n bietjie bly. Here, dis voordelig vir die mense rondom jou dat jy nog hier bly. Dis voordelig vir jou baas dat jy nog daar bly waar jy is. Moenie weghardloop van jou werk af omdat jy 'n moeilike tyd beleef nie. Moenie jou bedankingsbrief insit omdat jy so 'n bietjie persecution kry nie. Waar is jou missionveld? Waar beweeg jy rond? Wat se getuienis het jy? Of mis jy God baie keer omdat jy vergeet het dat jy het 'n getuienis? 3 plekke waar ons die Here kan mis. Luister mooi wat sê Matteus 27. Hy sê, "Now it was the governor's custom each year during the Passover celebration to release one prisoner to the crowd, anyone they wanted. This year there was a notorious prisoner, a man named Barabbas. As the crowds gathered before Pilate's house that morning, he asked them, 'Which one do you want me to release to you, Barabbas or Jesus, who is called the Messiah?'" Luister baie mooi wat hier aangaan. Hier sê die Romeinse ou vir hierdie ouens, hier is Jesus, hulle noem hom die Messias en hulle is verblind. Vers 18, "He knew very well that the religious leaders had arrested Jesus out of envy. Just then, as Pilate was sitting on the judgment seat, his wife sent him this message, 'Leave that innocent man alone. I suffered through a terrible nightmare about him last night.' Meanwhile, the leading priests and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas to be released and for Jesus to be put to death. So the governor asked again, 'Which of these two do you want me to release to you?' The crowd shouted back, 'Barabbas.' Pilate responded, 'Then what should I do with Jesus, who is called the Messiah?' They shouted back, 'Crucify him.' 'Why?' Pilate demanded. 'What crime has he committed?' But the mob roared even louder, 'Crucify him.' Pilate saw that he wasn't getting anywhere and that a riot was developing. So he sent for a bowl of water and washed his hand before the crowd, saying, 'I am innocent of this man's blood. The responsibility is yours.'" Luister mooi hoe reageer hierdie mense. "And all the people yelled back, 'We will take responsibility for his death. We and our children.' So Pilate released Barabbas to them. He ordered Jesus flogged with a lead-tipped whip, then turned him over to the Roman soldiers to be crucified. Die mense wat uitgeroep het in die begin, Hosanna, red ons, red ons. Hosanna, prys die Here, die seun van Dawid, koning, word beïnvloed in 'n area waar die kerkleiers is. En hulle vergeet die getuienis wat hulle gehoor het van Jesus wat vir Lazarus uit die dood uit laat opstaan het. En hulle verander hulle woorde omdat hulle vergeet het, omdat hulle mislei is en hulle verander hulle woorde na kruisig hom. Hoeveel keer het ek en jy nie al gestaan en vergeet wat is ons getuienis? En in die omstandighede waarin ons is, verander ons taal. Petrus sê vir Jesus, "Ek sal doodgaan vir u." En Jesus sê, "Voor die haan môreoggend kraai, gaan jy my al 3 keer verloon het." 3 keer. En hy staan by die vure,
want dit is koud en hy staan by die vure en iemand herken sy taal. En hulle sê, jy is een van Jesus se volgelinge. En hy sê, nee, sê ek nie. En hy gaan staan by 'n ander vuur. En hy begin praat met die mense en hulle sê, maar hey, jy klink soos Jesus, jy klink soos een van hulle. En hy sê, nee, dis sê ek ken nie vir Jesus nie. En hy gaan staan by 'n ander vuur. En hulle sê, maar jy is een van hulle. En hy sê, ek is nie, dis nie ek nie, ek ken nie hierdie man nie. En die hoender aankraai. Ek dink ons moet onsself 'n bietjie instel as ons 'n hoenderhaan hoor kraai. Dan moet ons self die vraag afvra. Wie is Jesus vir my? Wie is Jesus vir my? Gaan ek bly staan en getuig oor God se goedheid? Ek sluit af met hierdie skrifgedeelte. Lukas 19 vers 41. Terwyl Jesus so nader kom op die donkie en hy kom nader aan Jerusalem, sê Lukas vir ons, but as he came closer to Jerusalem and saw the city ahead, he began to weep. How I wish that you of all people would understand the way of peace. But now it is too late, and peace is hidden from your eyes. Before long, your enemies will build ramparts against your walls and encircle you and close in on you from every side. They will crush you into the ground and your children with you. Your enemies will not leave a single stone in place because you did not recognize it when God visited you. Hoeveel van ons se oë moet nog verhelder word deur Jesus Christus, sodat ons hom kan sien, sodat ons kan sien wanneer hy opdaag. Partykeer daag God op in die kleinste maniere. Vra vir Elia. Het was nie 'n vuurkolom nie, het was nie 'n aardbewing nie, het was nie 'n woeste wind nie, maar in die fluister van 'n stem identifiseer Elia vir God. Verwag jy die groot revelation? Partykeer is dit net 'n eenvoudige revelation. Maar in homself is dit 'n revelation. Hoekom? Want dit bring jou so nader aan God. Maak jou oë oop om te sien wie hy is. Ek gaan vra dat die band vorentoe kom. So baie dinge word gemis omdat ons Jesus mis in die lewe. Ons mis die beweging van God se gees omdat ons baie keer gefokus is op ander dinge. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus het deur hierdie hele storie gegaan. Jesus is gekruisig. Jesus het opgestaan. Hy leef. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Ons kan kyk na al hierdie stories van smarte en van terrible dinge wat met Jesus gebeur het. En ons kan terugkyk en ons kan sê, dankie Jesus. En ons kan uitroep, Hosanna. Hosanna. 'n dubbeldoelige woord wat sê, prys die Here, maar dieselfde asem, red ons Here. En vanoggend gaan ons 'n liedjie sing, Hosanna. En as jy sê Hosanna, dan is daar miskien by jou 'n bewustheid van een van twee dinge. Of jy roep uit vanmôre en sê, Here red my. Of jy sê vanoggend, prys die Here. Of jy sê miskien vanoggend al twee en sê, Here prys U naam, kom red my in hierdie situasie. Jy het miskien nog nie jou lewe vir Jesus gegee nie. Jy het hom miskien nog nie koning gemaak in jou lewe nie. Maar vanoggend het jy 'n getuienis gehoor dat Jesus Christus is die Messias. Jesus Christus is die koning van alle konings. Hy is die skepper van hemel en aarde. En hy is die een wat 'n verhouding met jou en met my wil hê. Hy is die een wat vir jou sê, ek het jou lief. En daarom kan jy jou hart vanmôre draai na hom toe en sê, Here, ek wil U ook leer ken. Ek wil U ook lief hê. So ons gaan afsluit met hierdie liedjie. En voor ons gaan sing, wil ek die seëngebed oor julle bid. In Numeri 6 vers 24. Want wat ons gaan doen is, ons gaan hierdie liedjie sing. En daar's 'n spesifieke gedeelte in hierdie liedjie wat sê, break my heart
for what breaks yours. En ek wil vandag vir jou uitnooi om daai goed wat tussen jou en God staan, een kant te skuif en te bely met jou mond en te sê, Here, ek vra dat U my sal vergewe, dat my hart sal breek vir die dinge wat U hart breek. Here, dat ek in lyn sal kom met U wil, dat ek in lyn sal kom met dit wat U meer besig is, en dat ek nie U sal dien vir die perks of vir die naam of vir die wat ook al nie, maar dat ek U werklik sal dien, want ek verstaan dat U het my gered, dat U my kom verlos het, en dat ek nog steeds vandag 'n redder nodig het, want daar's soveel plekke waar ek nog moet verander, daar's soveel plekke waar my mindset nog nie op die regte plek is, soos wat Yuri gesê het in die begin het. Die Bybel sê ons gedagtes we must fix our thoughts on things above, Filippense 4 vers 8. Fix our thoughts on things above. En dit is tyd dat ons mindset moet regkry. So kom ons staan, voordat ons hierdie liedjie sing. Blom, kom staan gou hier by my, ek wil hê jy moet dit lees vir die mense. Dan gaan ek so lank agter die dromme klim, dat ons kan begin. En sy gaan die seën van die Here oor julle uitspreek. En sy gaan hierdie nummer 6, gaan sy vir julle lees. En ek wil vandag vir jou sê, soos wat sy dit lees, ontvang dit in jou lewe. Want dis vandag God wat met jou praat, dis nie haar stem wat jy, hulle wel sy 'n mooi stem het, maar dis nie haar stem wat jy nou gaan hoor nie, dis God wat met jou praat. Dis God wat vir jou sê, ek bless jou. En dan gaan ons sing, Hosanna, Hosanna in the highest. Amen? Amen. Amen. Ontvang jy seën. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Baie dankie dat jy ons audio boodskap geluister het. Mag die Here jou ryklik seën. Besoek gerus ons webwerf by www.ligenlewe.com.